Ons wil spesifiek praat in hierdie episode oor hoe ons ontmoet het, hoe ons gebid het vir ons huweliksmaat, die uitdagings waardeur ons gegaan het, die hartseer waardeur ons gegaan het en hoe God bonatuurlik gekom het om gebrokenheid heel te maak. Maar voor ons by dit kom, wil ons graag hê julle moet ons net vandag beter leer ken. So kom ons spring in dit in. Let's go. Who finds it harder to admit that they're wrong? Who is the messiest? Oh my word. Blits vanaf gevra. Pack light over pack. Pack light. Overpack. Lunch in a restaurant or picnic in the park? Restaurant. Restaurant definitief. Who is grumpier? Oh my goodness. Dit was so geheim. Selfs die kameraman sê is ek Relaxing, explore. Exploring. relaxing. Dit voor. Who takes longer to get ready for work? Ek verskil. Nee. Museums and sites, shopping and coffee. Museums. Shopping and coffee. What? Oh yes. Okay, so who is more romantic? Ek. Definitief ek. Ek. Definitief ek. Ek is nie. Vertel 'n bietjie vir die mense en vir my, herinner my, hoe het ons ontmoet? Ek wil graag wil hoor uit jou perspektief uit. Okay, so ons het ontmoet by 'n kerk. Prys die Dit is Here. 'n baie goeie plek om te Oh, ontmoet. So ons was nog altyd mos in dieselfde kerk, maar in verskillende dorpe se gemeentes. So ek was in die Oudtshoorn gemeente en jy was in Hartbeespoort gemeente. Ja, ja. En die kerk het besluit om 'n konferensie te hou waar hulle al die gemeentes nooi na een dorp toe wat Oudtshoorn was. En ons het mekaar daar ontmoet. Ons het mekaar daar gesien. Ja. En Maar ons het mekaar vooraf vorige kere baie gesien, net ja, ons het mekaar nooit gesien, maar nog gepraat. nooit ooit gepraat Ja, nie. ja. Jy was te skom om te praat. Ek was 'n skam, jy het 'n boyfriend gehad. Ek was bang ek slaan my tande Ja, uit. ek So het 'n boyfriend ek het nie met 'n ouer meisie gepraat. Sy's ook ouer as ek, so. Ja. Ja, en toe? Ja. En ja, so na die diens, ek het jou obviously raak gesien, maar na die diens het jy en jou boetie na ons toe gekom. Ons het koffie gekry. Ja, jy het koffie gekry. En Luan het begin gesels met my. Soos wat hy maar doen. Ja, Luan is baie lief vir gesels. Ja, dis nou my boetie. Ja. Dis nou my boetie, ja. En ja, jy het niks regtig gesê nie. Jy was baie stil geweest. Jy het nie regtig gepraat nie. Jy was so mooi, ek was so skaam, ek het nie wat om te sê Ag, nie. yes. En toe het Luan na my toe gekom en hy het vir my uiteindelik lekker met my begin chat en gesels. Ja. Baie gemaklik laat voel. Ja. En hy het vir my gesê dat hy het eintlik probeer, ek sal nie sê dit is 'n move wat hy gemaak Hy het het nie, maar 100% 'n move probeer maak. Hy okay, het. jy het dit gesê. My jongere broer. Toe het hy vir my gesê dat hy wil my 'n bietjie vertel oor wat hy naweke doen. En hy sê toe dat wat hy naweke doen is hy hou daarvan om te dans. Ja, hy So hy gaan na plekke toe en hy dans. I like it tot vandag toe nog, ja. En hy sê toe ook vir my dat wat jy naweke doen. En toe hy dit vir my sê, toe het my hart gaan stil staan. Ja. So hy sê toe vir my dat naweke bid jy. So dit was die gebed wat jou oortuig het, nie dimpels en blou oë nie. Ja, dit was 'n kombinasie. Okay. Ja, so toe hy vir my sê jy bid naweke, toe het ek geweet. Dis eintlik 'n belediging want ek voel soos ek bid nie die naweek en bid eintlik elke dag, maar okay, bid naweke. So dit het dadelik my aandag getrek. Ja, Dat was my baie so jy het 'n man gesoek, 'n man van gebed. Ek het 'n man gesoek van gebed. Ah, Ek het okay. geweet. Ja, so Dat maar dit jy is- ek onthou daai aand ons ontmoet het, jy probeer my vra. Ek was nie regtig lus om met jou te praat nie. Nie omdat ek nie so met jou wou praat of omdat ek skaam was, maar ek het toe uit 'n break-up uitgekom. So ek was nie dis vir vroumense nie. Ek wil niks van hulle geweet het nie, ek wil niks van hulle hoor nie. Ek wil net op daai stadium, was ek so gefokus op my roeping en wat die Here my roep om te doen en wat ek wil doen vir die Here, dat ek het nie links of regs gekyk nie. So Ja, ek dink jy het enigiets anders raak gesien. en niks anders raak gesien. Ja. So toe jy begin gesels het met my, ek het my nie gesteer daaraan om eerlik te wees. Ek onthou actually, as ek nou reg onthou, jou pa het 'n storie vertel hoe jy daardie aand huis toe gegaan het. Toe jy baie ongelukkig oor jy het gekom om my 'n drukkie te gee, om my te groet die aand, toe gee ek jou die hand. Onthou jy dit? Ja, ek wil jou baie graag 'n drukkie gegee het en jy het my die hand gegee. En my pa het my so gespot want hulle weet ek hou van drukkies gee en jy gee die hand.
Ja. So ek dink die vraag is hoekom het jy my die hand gegee? Wel, ek het 'n beginsel waar volgens ek lewe, ek druk nie vreemde vrouens nie. Of dit nou 'n meisie is of dit ek geen weet is, ek druk my ma, my sussie, wel ek druk nie eens my sussie regtig en my vrou. So ek het 'n beginsel van 'n jong ouderdom af, ek gee nie drukkies sommer vir enige iemand nie, ek groet almal met die hand. Dit het al mense baie ongemaklik gemaak en gedink soos wat fout met jou hand ry. Dit is net ek gee mense die hand. Ek dink van 'n vrou se kant af is dit ideaal. Soos ek hou daarvan om te weet dat jy niemand anders gaan druk behalwe my nie. Ek hou daarvan. Ja, dit het my Ek het nie daai tyd daarvan gehou nie, maar Ja. Ja. Wel, nee, jy was nie toen in ontvangkant, jy's nou in ontvangkant. So Dis waar. wel jy en Lea, ons dogtertjie, hè. Ja. Sy hou van op pappa se drukkies. Nee, awesome. So vertel my 'n bietjie. Wel, ek het net gesê ek het uit 'n break-up uitgekom daai tyd. So ek was nie lus vir meisies nie, maar jy het ook uit 'n break-up uitgekom. Dis eintlik wat interessant was. ja. Wat het gebeur? So ja, dit was nie vir my 'n baie lekker tyd nie. Dit het vir my gevoel asof my wêreld stil gestaan het in daai oomblik. Maar ek moet ook sê, Jy het al stil gestaan oor die break-up of moet jy my gesien het? Ek wil net weet wat die een kom is. ons sê al twee. Ja. So ek dink die goed wat uit dit uitgekom het is ek het in daai tyd besef dat ek moet begin bid vir my man. Die break-up was op daai stadium nie die einde van die wêreld nie. Ja. Alhoewel dit vir my so gevoel het, ek geweet dat gebed gaan dinge verander. Ja, kyk, ek was 'n man op 'n missie geweest. Was vir lank single geweest en ek was baie ernstig. Ek's 'n ernstige persoon oor die algemeen. Partykeer sit dit mense baie af, want ek is te ernstig, maar ek is so gebore. En ek is baie gefokus op wat ek moet doen vir die Here, wat hom my roep. En ek het 'n vrou gesoek wat God vrees en wat inpas by die rigting waarna ek beweeg. En ek onthou vir 'n hele tydperk het ek gebid vir die perfekte vrou. En toe het ek 'n meisie ontmoet en sy het al die boksies in die natuurlike het sy getik, want sy was 'n vrou van gebed, sy is lief vir die Here, sy was oulik geweest, al die oulike goedjies en ek was verblind deur dit. Maar ek onthou ek het baie gekyk en ek altyd hierdie ongemaklikheid in my hart gehad van yes, hier is net nie waar ek moet wees nie. Hulle sê mos die gut feeling, maar dit was die Heilige Gees glo ek. Ek het net gevoel dit is nie waar ek moet wees nie. En maar ongelukkig wanneer jy so verblind word deur die begeerlikhede van die vlees en wat jy dink jy wil hê, dan verdof of verdoof dit of maak dit die Heilige Gees se stem sagter en sagter in jou lewe. En ek het toe die meisie persoon en wel ons het uiteindelik opgebreek dat dit nie vanaf tot einde gekom en ek dank God daarvoor. Jy weet daar's 'n liedjie wat ek aan dink wat gaan oor sometimes I thank God for unanswered prayers. Ek dink baie keer wanneer ons verlief is, dan raak ons so verblind deur die verliefdheid dat logika en common sense gaan by die agterdeur uit. Ja. En dan persoon jy 'n verhouding, jy gaan teen al die ligte, rooi ligte wat God of Heilige Gees jou probeer gee en dan kan jy dalk trou met so 'n persoon en dit kan in chaos opeindig. Maar ek dank God, hy het ek glo geïnterfereer in daai verhouding en vandag kyk ek terug en ek dink myself dank God dat dit nie uitgewerk nie. Sometimes I thank God for unanswered prayers. Die ding is vandag, kom ons praat 'n bietjie daaroor. Baie mense kom na ons soos ons trou oor die wêreld of Suid-Afrika. Jong mense spesifiek en sê Andrei, bid vir my vir 'n trouman of jy weet die jong mans, bid vir my vir 'n trouvrou. Ek wil 'n vrou hê wat hierdie en hierdie en hierdie of ek soek 'n man wat hierdie en hierdie en hierdie en dan kom met hulle lysies en dit is goed. Maar ek het eendag oor dit gewonder. Dat soos jy weet mense kom na God en sê vir die Here, ek wil die man hê met hierdie kwaliteite of 'n vrou met hierdie kwaliteite. En ek dink alhoewel dit goed is om jou begeertes aan God bekend te maak, is ons approach dalk onderste bo. Ja. Ek glo en ek nou meer as ooit dat in plaas daarvan dat ons soveel energie spandeer om te soek na die perfekte man of vrou, moet ons eerder daai energie spandeer om onsself so te groei en ontwikkel in Christus, dat ons die tipe man of vrou word, wat daardie kwaliteit persoon in ons lewe toe trek. Ja. Jy wil 'n man van karakter hê, maar jy is nie 'n vrou van karakter nie. Jy wil 'n vrou van eerlikheid hê, maar jy is nie 'n man van eerlikheid nie. Jy verstaan wat ek vir sê? So, ons moet op 'n plek kom, en as jong mense kyk, wil ek jou aanmoedig, in plaas daarvan om net te soek na die perfekte prentjie, word die perfekte prentjie. Want as jy dit is, gaan jy persoon na jou toe, daai tipe persoon na jou toe trek. 100%. Ek meen 'n eerbare man gaan nie met 'n vrou wil trou wat oneerbaar is en uiteindelik chaos aan hom gaan veroorsaak nie. Ek dink vandag is dit so belangrik dat ons eers onsself vind in die Here, nommer 1, weet wie ons is in Christus. En dan onsself groei. En in die proses terwyl ons daar's 'n ou liedjie wat sê turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face and the things of the earth will grow strangely dim. Terwyl jy kyk na Christus en jou lewe gee vir sy doel en sy roeping op jou lewe, op die regte tyd, op die regte plek, in die regte omgewing gaan jy die regte persoon ontmoet. Ja. God gaan deur sy gees dit so orkestreer dat jy op die regte plek, terwyl jy in jou roeping is, die regte persoon ontmoet. Ja. Maar vandag is mense haastig. Ek onthou
lank single gewees. En ek het besluit, ek gaan nie settle nie, en ek het amper. Ja. Ek het amper in my gat getrap. Wat wil jy sê vir jong mense daar buite wat eager is vir 'n verhouding, want ek en jy ontmoet baie meisies, Ja. veral, dis meer meisies as seuns, jong mense wat soos, ek soek 'n man. Wel die meisie sal sê, ek dink die seuns sal regtig sê hulle soek iemand hê. Good point, ja. Ek dink dit is belangrik om te bid daaroor. Jy moet bid vir die tipe man wat jy wil hê. Waar ek gebid is ek het gebid en vir die Here gevra, ek soek 'n man wat hom dien Ja, en 'n pad met hom stap. So as jy kan identifiseer wat dit is wat jy wil hê, kan jy bid daarvoor, vra vir die Here om dit vir jou te gee, maar ook streef om dan daai tipe persoon te wees, soos wat jy nou gesê het. Dis baie Streef om belangrik. daai persoon te wees. Ek dink daai is 'n so belangrike sleutel. Jy weet, God gee vir ons soveel beginsels in die woord, en ongeag in watter area jy sukkel, is dit nou is met verhoudings of finansies of die kwaliteit van jou geloof, die volwassenheid van jou geloof, daar's beginsels in die woord wat ons kan toepas, om ons so te groei, sodat, jy weet, daai beginsels ontsluit uiteindelik beloftes wat manifesteer in ons lewe, maar vandag wil mense obviously beloftes hê, en hulle ignoreer die beginsels. Ja. Maar jy gaan nooit in die volheid van God se plan vir jou lewe loop, as jy nie submit, soos die Engelsman sal sê, tot God se plan vir jou lewe. En ek dink, in plaas van om 'n verhouding te pursue God, Ja. dan bring God die verhouding, in plaas van om jou ambisies na te jaag. Dis great om jou ambisies na te jaag, maar nie ten koste van jou verhouding met God nie. Die Bybel sê Matteus 6:33, soek eers die koninkryk van Ja. God, en dan gaan alles byvoeg. Alles byvoeg beteken selfs jou man, Ja, of jou vrou. en dis 'n belangrike detail Ja. wat te voeg. En ek dink as jy God gaan soek, en Ja. jy oop hom gaan hê, gaan jy ook hom in mense begin sien dan. So Ja. dan gaan jy begin sien wie die regte een is En vir wie jou. nie. En wie nie. Daai is baie belangrik. 100%. Want ek Ja. jy weet hoe ek oor hierdie voel. Elke keer wanneer ons dit persoonlik in ons lewe al ervaar, elke keer as ons die Here vertrou vir 'n spesifieke ding of bid regtig ernstig bid vir 'n spesifieke ding, net voor God hierdie deurbraak bring. Ek like dit om dit te noem, die vyand stuur 'n decoy. Decoy. 'n Decoy, hy lyk reg, hy klink reg, hy voel reg, maar hy is nie reg nie. Ja, dis waar. Die Bybel sê in Spreuke daar is 'n weg wat vir die mense reg lyk, maar die einde daarvan is die dood. Ja. En ek het geleer in meeste van die tyd in ons persoonlike ervaring, ek sê nie dis vir almal so nie, het ek geleer dat net voor die deurbraak kom, net voor die ding kom waarvoor jy God so radikaal vertrou, sal die vyand eers iets stuur om jy te mislei. Ja. Die Bybel sê dat die vyand kom soos 'n engel van die lig. Dit lyk goed, dit voel goed, dit klink goed, maar dit is nie goed nie. Ja. Dit lei na verwoesting toe, en dit gebeur in verhoudings. Ja. Mense settle vir die eerste beste ding wat verbykom. Terwyl God vir jou groter en beter het, as jy bereid is om te submit tot sy plan vir jou lewe en sy timing. Ja. Ja. So dink jy dis dan belangrik dat mens vir 'n teken vra om seker te maak dat jy nie val vir die decoy nie. Wel, ek weet jy's lief vir tekens vra vir die Here. Ek het Here baie gee my 'n lief vir teken. As ons nou hierdie persoon moet aanstel, dat hulle 'n rooi baadjie aan het. En as hulle 'n rooi baadjie aan het, dan weet sy, dan sê hy op dit, dan Ek love tekens. Ja. Tekens is vir my baie spesiaal. En die Here praat tog in die Bybel tyd ook dat oor tekens. met tekens. Ja, Gideon het 'n velletjie Ja. uitgesit, en dit is Gideon geweest, nee, ek kan nie Ja. onthou nie, ja. Maar ek tekens is belangrik. Ek dink ek is op 'n plek in my lewe waar wanneer ek groot keuses moet maak, vertrou ek om vir God om met my te praat. Soos ek wil hom Sy hoor, stem ek wil hom te hoor, ek wil hom ervaar, ek wil hom beleef, ek wil sekerheid hê. Maar ek het ook geleer dat mense vra baie keer, maar wat doen jy as jy God nie hoor nie? Wat maak jy as jy God nie hoor? Jy probeer, jy vra, wat moet jy kry nie 'n teken nie. Jy hoor nie God se, wat doen jy dan? Wel, ek het tot hierdie conclusion gekom. Wanneer jy voel jy hoor nie God nie, of kom ek so, wanneer ek voel God se stem is stil, dan vertrou ek sy karakter. Oh, mooi. Ek vertrou sy karakter, waar hy gesê hy het goeie intensies met my. Sure. Dit is sy wil vir my om vooruit te gaan, op en nie af nie, bo en nie Dis onder nie. En dan submit ek tot aan sy karakter, tot ek uiteindelik sy stem hoor sê, dit is die persoon met wie jy moet trou, dit is die persoon met wie jy moet connect, dit is die persoon waarmee jy moet braai. Ja, dit is belangrik om nie met enige iemand te braai nie. Al daai detail. Halleluja. Word gelei deur die Heilige Gees. Ek dink dis eintlik die belangrike ding om te gelei te word deur die Heilige Gees. Maar kom ons eindig hierdie ding af. As jy vir die kamera kan kyk en ons 'n jong meisie wat kyk of 'n ouer meisie wat kyk en nog nie getroud is. Ja, dis waar mens Ja, baie baie. Wat sê jy vir hulle sê? Hoe sê hulle voel dalk lank alleen en weet op hulle eie en eensaam, en hulle is desperaat om 'n lewensmaat te ontmoet. Ons het actually 'n week terug iemand ontmoet op 'n ministry trip waar 'n ouer vrou vir ons gesê, "Johan, bid saam met ons. Ons vertrou die Here." Ja. Ons bid saam met my. Ek vertrou die Here vir 'n lewensmaat. Wat sal jy vir so 'n vrou sê? 'n Jong meisie, ouer vrou wat desperaat is vir 'n lewensmaat. Wat sal jy vir hulle sê in hierdie wagseisoen om hulle te motiveer? Ek sal sê dat hou aan glo, hou aan bid. Die Here het die perfekte persoon vir jou. Moenie settle vir enige iets les nie.
hou aan bid, maak daai lysie van wat jy in 'n man wil hê en groei in dit in, sodat jy dit kan word om ook vir hom te bied. Maar ja, hou aan glo, hou aan bid, die Here het die regte een vir jou. Amen, kom maar. Definitief. Powerful, my vrou is so vol wysheid vandag. Wat sal jy sê, Engel? Wat sal ek sê, vir Ja. mans, bou jou karakter, Mooi. ontwikkel jouself, word 'n eerbare man. Ek sê nie, as ek sê word 'n eerbare man, beteken nie jy is nie een nie. Dit beteken word 'n amplified weergawe van wie jy is. Wees 'n man van karakter, integriteit, 'n liefdevolle man. Wees 'n man wat leef meer as net as jouself. Wat jy wil hê en wat jy voel. Die lewe is groter as dit. As jy selfsugtig is en jy trou en jy kinders, dan gaan daar jou vrou en kinders ly as gevolg van selfsug. Ons kort mans wat hulle vrouens en hulle kinders hoër prioritiseer as hulle self. Dit is so belangrik. So ek sal sê, leer om selflus te wees. Leer om te wees 'n man van karakter, integriteit en eerlikheid. En word die man, Ja, soos jy sê, mooi. word die man wat die vlak van vroue sal trek, of nie vroue nie, 'n vrou sal trek, Ja. wat jy graag begeer. So in plaas van te obsessie oor wat jy wil hê, word dit wat jy wil hê, sodat dit wat jy wil hê sal kom na jou toe. Ja, ek hou van In dit. Jesus naam. Ja. Om hierdie ding af te eindig, wil ek jou graag 'n vraag vra. Okay. Is jy reg vir dit? Ek is. Okay, Is ek. ek wil op die spot sit. Ek wil graag weet, wat is die mooiste ding wat ek al ooit vir jou gedoen het? So die mooiste ding wat jy al ooit vir my gedoen het, is om die perfekte voorbeeld te wees van hoe om naby aan die Here te leef. Ja. Oh, wow. Ja, Regtig? ja, dit is. Okay, wat het ek gedoen? So, toe ek jou ontmoet het, het ek gesien hoe jy elke dag leef vir die Here. Dit was vir my baie mooi. Dit is die eerste keer wat ek gesien het dat iemand alles doen rondom die Here. Jou hele lewe het gegaan rondom die Here. So dit was my baie mooi. En dit het my geïnspireer om beter te wees. Wow, so jy sê dat dit geïntensify of swakker geword oor? Ons is nou al 12 jaar Nee, saam. definitief geïntensify, definitief, ja. Is daar iets spesifieks wat jy kan uitwys wat ek doen wat jou geïnspireer het? Iets spesifieks. Daar's baie dinge, maar as jy een ding kan uitwys, wat sal dit wees? Jy maak nie keuses sonder om die Here te raadpleeg nie. Glad nie. Amen. Halleluja. Goeie antwoord. Baie dankie. Ek gaan vir jou 'n chocolate Okay. koop hierna. En nou dieselfde vir jou? Wil jy weet wat is die mooiste ding wat jy al vir my gedoen het? Ek sal sê, jy doen baie mooi goed vir my elke dag, wat ek waardeer. Maar ek sal sê die mooiste ding wat jy ooit vir my gedoen het, wat altyd by my sal bly is, jy het in my geglo. Oh, dis mooi. Ja, ek onthou, toe ek Stanley ontmoet het, was ek geldloos, werkloos en rigtingloos. Ek het drome gehad, maar ek het nie lekker geweet hoe om uit te kom nie. En toe het die Here vir my begin idees gee en strategieë gee en ek wil sê 99% van mense het in my geglo nie, maar ek sou jok, want niemand het in my geglo nie. Hoi. Niemand het geglo wat ek sê gaan waar word nie. Niemand het my regtig ondersteun nie. Jy het my ondersteun. Oh, dis Jy het my mooi, geglo. ja. En ek wil nie dit sê. Ek onthou, daar was 'n tydperk gewees. En ek wat hierdie roep van God op my lewe najaag. Ons is nog nie getroud gewees nie. Wat ek vir soos 2 weke deur so 'n donker tyd gegaan het, waar ek gevoel ek kan myself nie eens uit die bed het laat opstaan. Ek was net negatief en neergedruk en hopeloos gevoel niks werk uit vir my nie. En ek onthou jy het ingestep en jy het my hele woonstel vol skriffies geplak. Jy het as ek my yskas oopgemaak het, dan staan daar 'n skriffie. Jy's great, Johan Drey. As ek my laptop oopgemaak het, dan sal 'n skrif wat sê jy vra vir die Here en hy sal jou antwoord. As ek my tande geborsel het en opgekyk het op die spieël, het jy 'n skrif geplak oor die beloftes van God. So ek dink die feit dat jy nog altyd my glo van die begin af is my die mooiste ding wat jy nog ooit gedoen het. Maar daai spesifieke tyd wat ek op die rand was van opgee, het jy die beloftes van God letterlik aan my keel afgedruk. En daai was seker die mooiste ding wat jy al vir my gedoen het. Dit en die feit dat jy geglo het aan my toe niemand het nie. Dis so mooi. Dankie. Dis so lekker om dit te hoor. Ja, glo in jou man. Jy weet nooit waartoe hy kan mooi. gaan nie. Halleluja. Ja, amen. Prys die Here, maar dankie dat jy gekyk het. Ek wil graag vra as jy dit gelike het, maak seker jy like die video nommer 1. Hier op YouTube, jy subscribe op ons YouTube kanaal en laat weet ons in die comments wat jy graag oor sal wil hoor dat ons oor praat. Ons het gedink ons in die volgende episode gaan ons praat oor die huwelik en oor kinders en oor besigheid en laat weet ons wat wil jy graag hoor uit ons perspektief uit. Ja. Ons hou van hierdie, dis lekker. Dis Kyk jy dit? so lekker om te gesels. Ek glo. So maak seker jy subscribe en sien jou op die volgende episode. Die Here seën jou.